Goeiemôre, liewe luisteraar. Hierdie is 'n oggendgedagte en ek wil graag 'n stukkie lees. Ek het gedink ons sal 'n reeksie maak dat ons net voorlesings doen. Partykeer is dit makliker as iemand anders vir jou voorlees uit die skrif uit. Selfs die Here Jesus se tyd het dit so gebeur dat die rabbi voorgelees het en die luisteraars net aandagtig is. Kom ons bid net voordat ons aangaan. Dierbare, wonderlike, heilige Here, ons dankie vanmôre vir u woord. Ons dankie vir die geleentheid, Here Jesus, dat ons dit kan lees en dit kan inneem. Sal u dit asseblief aan ons seën. Ons vra dit in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Amen. Nou hierdie is 'n gunsteling hoofstuk van my, en dit is te vind in Jesaja 53. Jesaja 53. So kom ek lees en dan gaan ek kyk ons waar kom ons uit. Hier's 12 verse, so is nie te vreeslik nie. Hy sê, wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Nou, hy praat van die komende Messias. Dit is waaroor hierdie hoofstuk gaan. Ek lees weer vers 2. Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans, met ander woorde ten spyte hiervan, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was en het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee. En by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was.
terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Ek dink dis een van die wonderlikste opsommings van die koms van die Messias, die lewe van Jesus Christus, die kruisiging, die pyniging en die lyding waardeur hy moes gaan om die sonde van die wêreld uit te wis. Kom ons respekteer die Here vir dit. Kom ons eer die Here Jesus Christus. Kom ons probeer nader aan hom kom. Ek dink ons kan afsluit met 'n gebed. Heilige Vader, sal U asseblief vandag met ons wees. Sal U ons herinner aan hierdie woord wat ons sopas gehoor het, Here. Ons wil met respek teenoor die Lam van God lewe. Ons wil ons lewens so lei dat Jesus Christus sal kan verstaan dat ons respek het en dat ons eerbied het vir die feit dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Ons waardeer dit, Heilige Vader. Sal U asseblief ons vandag seën. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Dankie luisteraar.